Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons voort in ons studie. Om 'n hegter verhouding met die Here te hê. En ons is nou by die derde les, né? En dit is hoogmoed teenoor ootmoed. Ja. Dit is nogals 'n rillende, nogals 'n ernstige onderwerp. En ja, ek dink voor ons begin met dit, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons die voorreg nou het om u woord te kan open. Dat ons die voorreg het dat ons u woord in ons besit kan hê. So ek bid asseblief waar ons dit nou gaan oopmaak, dat die Heilige Gees vir ons sal stuur en ons harte sal, Here, sal ontvanklik maak vir dit wat u vir ons wil sê vandag. Dis my gebed in u naam alleen. Amen. Amen. Ons gaan begin by ons sleutelteks en dit is in Lukas 14 vers 11. Sal jy dit vir ons kan lees asseblief? Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word. Ja. So wat sê Jesus hierso? As jy jouself verhoog, sal jy eintlik, ja, Jy sal die teenoorgestelde kry, is dit wat jy soek. as jy, soos daai vers wat praat van, as jy jouself wil red, gaan jy basies verloor gaan, want jy kan dit nie self doen nie, en dit is nie jou plek om jouself te verhoog nie. So ja. Ek dink ook net, as jy kyk na, as ons kyk net na basiese dinge in die wêreld, né? As ons kyk na besigheid, mense wat, hulle is paspot altyd van, mense wat besighede begin en so word, dit normaalweg noem hulle self intrapreneurs. En dan word daar gespot soos 'n intrapreneur, soos jy trap op almal om bo uit te kom, tipe van ding. Nou hopelik is die so met alle gevalle, né? En ek glo dit is daarom nou nie, maar as ons gaan kyk na basiese beginsels wat baie suksesvolle mense daar buite volg om sukses te behaal, is dit baie keer gebaseer op Bybelse beginsels. Want die ding is ja, daar's mense wat sukses behaal op onetiese maniere. Maar ergens gaan dit hulle byt. Ergens gaan dit hulle inhaal en ergens gaan dit kom op 'n punt waar dit gaan letterlik net in mekaar in duie stort. En ek het dit al hoeveel keer gesien. Soos as jy gaan kyk, nê, so rukkie terug het ek 'n artikel raak gesien, 'n nuusartikel waar 'n groot besigheidsman, jy weet, aanklagte teen hom en toe vind hulle nog goed en die hele besigheid is daarmee heen. Hulle het alles verloor. Verstaan nie, soos almal is afgedank, alles is daarmee heen. En die punt is maar net, wanneer ons onsself verhoog, wanneer ek dit my fokus maak en wanneer ek daai is my strewe, in plaas van net om mense te help en om waarde te skep in my omgewing en vir mense, dan sal jy sien, dit is 'n hele ander uitkoms wat dan plaasvind. So, Dat is 'n vers wat sê ook, die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste sal eerste wees. So dit is Bybelse beginsels, en wat ons in ons geestelike en ons persoonlike lewe, maar in ons alledaaglikse lewe ook moet uitleef. En met ander moet deel. En soos met Laodicea, is dit in ons gedagtes dan gewoonlik om ander mense eerste raak te sien, wat dalk 'n probleem het met hoogmoed of so. En ek dink ons fokus te min op ons eie karaktergebreke en te veel op ander mense se. En ek dink ook, en ons gaan dit nou sien in die les, in hierdie les, ons nie storie vooruitloop, né? Maar die fokus is nie soseer op my eie slegtigheid en hoe sleg ek is nie. Want jou fokus is dan alweer verkeerd. Ja, my fokus is op Christus. Ja. En hoe meer dit op God is, hoe meer gaan ek raak sien waar my foute is. Hoe meer gaan ek raak sien waar ek tekort kom. Maar ons gaan, dat is nie die storie vooruitloop nie. Ja, so in realiteit is ons almal ook in een of ander situasie, het ons al gedink ons is beter as iemand anders. Ons kan nie ons regtig, ons probeer onsself flous deur ons bewoording, want ons sê, ek doen daarmee dit nie. As iemand iets nou doen wat jy sien wat nie reg is nie, of jy kan dalk sê, ek sou dit ook anders hanteer het, op 'n manier van, dit is nou nie my goedkeuring nie, of het jy al gesien wat daai persoon gedoen het? Jy weet, ons bedek ons hoogmoed met hoe ons dinge sê. En ons het almal altyd ruimte vir groei. Maar
daar is 'n houvas wat dit op 'n mens het. Want as jy hoogmoedig is, dink ek nie jy besef dat jy hulp nodig het of dat jy 'n probleem het nie. Wat is jou eerste gedagte as ons aan die woord trots dink, byvoorbeeld? Wel, die heel eerste gedagte wat my opkom, is 'n gedeelte in die Bybel, en dit is in Daniël. En dit laat my dink aan Nebukadneser, wat so uitkyk op alles wat hy gebou het, en die trots wat in hom is. Is dit nie alles wat ek gebou het? Is dit nie alles wat ek gedoen het, en reg gekry het, en hy het hierdie trots en hierdie hoogmoed wat by hom opkom, en is baie interessant, dat so bietjie voor dit, as 'n tyd wat verloop het voor daai oomblik plaasgevind het hy droom gehad. En hy het gedroom van hierdie boom. En dat was 'n waarskuwing vir hom Ja, gegee. en God gebruik toe sy dienskrag om met hom te praat daaroor. En hy soos wat jy noem, daar is 'n waarskuwing wat gegee word. En toe, nie baie lank daarna nie, toe is daar hierdie oomblik van, goh, kyk net na my, né? En wat het gebeur? Hy het geval. En soos wat jy voorgenoem. En daar's ook 'n teksvers in Spreuke wat pas op vir iemand wat dink hy staan, dat hy nie val nie. En dis wat by my opkom wanneer jy dink die houvas wat hoogmoed het, is soos wat jy sê, die een wat hoogmoedig is, besef nie die toestand waarin hy is nie. Soos Laurens, ja. Ja. En Nebukadneser het nie sy toestand besef nie. En dit het vir hom 'n langer tydperk gevat om te kom op 'n punt om te besef, kyk hoe ver het hy geval. En hoe was daai 7 jaar nie, hè? Ja, en wat God moes gedoen het om te kom op 'n punt waar hy eintlik kon besef het. Wie is hy? Wie is ons as mens? En nie net mense, maar sondige mens. Want ons het geval. Ons is gevalle mense. Verstaan, dis nie net van ons is geskape in God se beeld. Ons is gevalle mense in sonde. En wat is ons? Sonder God, sonder ons Skepper, wat is ons? En so ja, dit is wat die prentjie wat by my opkom, as jy vir my sê, hoogmoed en trots. Ja, dit laat my ook net dink, 7 jaar, wat hy daar soos 'n dier in die buitelewe rond beweeg het en geleef het. Daniel het daai tyd nog geleef. Ek glo as dit nie vir Daniel se gebeure was nie, sou hy nooit uit daai toestand uitgekom het nie. Ja, sal nie weet nie. En dis nou 'n bietjie van die onderwerp af, maar ons moet vir mense bid. Ons kan nie sê dit is ooit te laat, totdat hulle kop nie neergelê is nie. So ja. Maar kan ek ook sê dat ek is trots op iemand in 'n positiewe manier? Is daar 'n positiewe en 'n negatiewe manier van, nie hoogmoed nie, hoogmoed in sigself, die woord is net 'n negatiewe konnotasie, maar trots. Ek dink soos wat ons al in 'n vorige studie gepraat het en spesifiek gesê het, is dat elke negatiewe eienskap of aspek is daar ook 'n positiewe kant. So, want die negatiewe kom eintlik van die positiewe. Van die sonde af. Want God het al hierdie goeie karaktereienskappe en persoonlikhede, selfs ons sintuie, wat alles is positief en is mooi en is wonderlik. Dit is daar om dinge te geniet en sovoorts, né? So ons het al hierdie positiewe dinge wat God in ons geskep het en deel van die skepping is. En toe sonde inkom, het dit alles kom verdraai. So wanneer ons kyk na hoogmoed en ons kyk na trots, dan is daar 'n positiewe kant aan dit. In die sin van, ek kan trots wees op jou of op my kind wat iets reg gekry het. So daar is daai warm gevoel van, sjoe, jy hoor wat ek sê, daar is 'n trots. En wat van as jy ook trots is op die werk wat jy gedoen het, in die sin van jy is tevrede met dit, dit is voldoende vir jou. Ja. As jy 'n produktiewe dag gehad het en jy het klomp dinge verrig en jy sê soos, sjoe, die Here het my vandag gehelp. Jy kan trots wees en terugkyk en ek hoor dit jy sê, ja. Maar wat is die oorsprong van hoogmoed? Self. Maar wie? Natuurlik die eintlike oorsprong. Ons sien dit seker in Jesaja, nee. Ja. Lees vir ons, ek dink jy het dit daar. Hoe het jy die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim
bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. En as ons die Engels lees, dan is dit I. I want I. Ek. En ek het een keer 'n preek gehoor waar die persoon gesê het, dat Lucifer had 'n eye problem. 'n visieprobleem, ja. Verstaan nie, want dit is ek. En waar is sy fokus gewees, hè? Op homself. En Satan se karakter is in teenstelling met Jesus se. So die een soek eer vir homself en die ander een soek eer die hele tyd vir die Vader, vir jy weet om ander te dien en niks vir homself nie. Ons kan in Filippense 2 vers 5 tot 11. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Nou, dis interessant. So, as kyk hierdie twee totale aparte teenstrydige, ek wil amper sê prentjies wat ons kry, né? Die aan die een kant is dit Lucifer en hy sal kla een van die hoogste range in die heelal, né? Ja. Wat hy het. Maar ten spyte daarvan is dit nie genoeg nie. Dis die môrester. Maar jy hoor wat ek sê? Die En ek wil hoor, ek wil meer, ek wil ek, né? En hier's die een wat eintlik, né, op die hoogste vlak is. God self. En wat doen hy? Wat doen die skepper van die heelal? Die een wat alles geskep het, wat alles gemaak het, Verneder homself as hy het die roof geag om God gelyk en hy het afgekom as 'n diensknegt. Jy sien die verskil. dit laat my dink 'n leier is een wat 'n ware leier is een wat dien. Ja. Ja. En in die gebod wat Markus 12 vers 31 vir ons gee. En die tweede, dit praat van die twee gebooie wat basies alles opsom. Hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En ek was altyd soos, ek weet nie hoe om dit te doen nie. Om jou naaste lief te hê nie. Wat ek bedoel is soos as myself, ek sê nie dat ek myself liefhet in die sin, jy weet, het nooit my regtig sin gemaak doordat ek dit half besef, maar jy moet vir jouself sorg. In die sin van versorg eerder. Jy voed jouself. Jy kyk na jouself dat jy gesond bly. En as ons dit doen nie, dan behoort ons te doen. Because we are not our own. Ons is gekoop met 'n duur prys. So as ons kyk na op daardie punt, né? As ons kyk na die wêreld en die wêreld se manier van, laat ek dit so stel. Wat sê die sielkunde van die wêreld? Die fokus is baie op jouself. En dit baie gaan dit oor die self-care en jy moet lief wees vir jouself en is alles oor self, né? Nou, daar is 'n waarheid in dit, maar die probleem is die fokus is so op dit en jou identiteit wat jy in jouself vind en jy moet net dieper en kyk in jouself en dit gaan net so, né? Dat dis is eintlik 'n sieklike ding wat hulle mee besig is, want dit veroorsaak soveel erger hartseer en ongelukkigheid in die mensdom, want daar is nie die oplossing. want die oplossing is nie in onsself nie, verstaan? Dis waar hulle dit soek, maar hulle gaan dit nooit kry nie. En as gevolg daarvan wil ek amper dink dat om lief te wees vir jouself het 'n negatiewe aspek of 'n prentjie gekry in die Christelike wêreld. Omdat die wêreld so sterk op dit is, het ons so nee, dit kan nie reg wees nie, so heeltemal aan die ander kant toe. Waar Jesus kom en hy sê vir ons dat jy moet jou naaste lief hê soos wat jy jouself lief het. Wat beteken jy moet jouself lief hê? En soos wat jy sê, is dat die liefde wat ons vir onsself het, is nie om
as gevolg van hoogmoed en trots en hierdie van goed nie. Dit moet wees omdat die waarde wat ek in myself sien, is nie as gevolg omdat ek goed is nie, maar as gevolg van Christus, wat genade getoon het om af te kom, soos wat ons nou net gesien in Filippense, en om my te kom verlos uit my omstandighede uit. So, die waarde wat ek het, is dat ek geskep is, dat ek is verlos, en ek is besig met die herskepping wat Christus is. Dit is die waarde wat ek het as persoon. Dis die waarde wat die skepper van die heelal in my sien, en as gevolg daarvan, moet ek na myself omsien. Want ek is nie met myne nie. Die Bybel sê ek is duur gekoop. So daar is 'n waarde wat ek het, maar die waarde is nie van die binne nie. Myself, ja. En dan nog 'n stapie verder is dit, is dat wanneer ons lief is vir ons self, as jy dit so kan stel, as jy nou daai liefde het, kyk 'n bietjie dit wat jy doen vir jouself, Doen jy dit verander? doen jy dit vir jou naaste? Verstaan nie, so ons kan miskien 'n sekere Christen, ek kan sê, ja, jy weet die selfliefde, blablabla, maar kyk bietjie wat doen jy alles vir jouself? En dan doen jy dit vir jou naaste. So die prentjie wat Jesus daar vir ons skep is dat dit is die tipe liefde wat ons vir mekaar moet hê. Dis daai onselfsugtige liefde. En vir jouself versorging, jy weet, soos net die basiese, Ja, nou deel daarvan is, as ek nie na myself kyk nie, gaan jy sieklik wees. kan ek dan daardie naaste liefde uitleef vir ander. Nee, want jy gaan op die ouend 'n las wees vir iemand anders, as jy Ja. nie jouself versorg nie, of na jouself kyk, of oppas, of wat ook al die woord is nie. So, in 1 Timoteus 3 vers 1 sê, dit is 'n betroubare woord, as iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. So dit is nie verkeerd om in 'n posisie te wil wees waar jy diensbaar kan wees nie. Ja. Ons moet nie 'n lae standaard probeer handhaf nie. 'n hoë Ja, standaard. en so hier is die ding, is dat sekere mense het God sekere talente en gawes gegee eienskappe, leierskap. om leierskap te kan uitleef en vir mense te kan wees, maar dan, dit stop nie daar nie, in vers 2 gaan dit aan, en 3 gaan dit aan, Ja. en in 4 gaan dit aan, en dan in 5 gaan dit aan, en dit letterlik gee baie, mense kan dit self gaan lees by die huis, dit gee 'n baie spesifieke struktuur, dat as jy hierdie werk wil doen, dit is die eienskappe, dit is die struktuur waarvolgens jy moet leef, en wat jy moet uitleef, en wat jy moet doen. En soos wat jy vroeër gesê het, is dat leierskap is nie om daar te sit en in beheer te wees nie, maar om te dien, om daar te wees om mense te help. Ja. En so daar is, soos vroeër genoem het, daar is die positiewe kant daarvan, maar ons sien ook die negatiewe kant wat die vyand bring. En op watter manier is ons van nature hoogmoedig, as ons dink ons is beter as ander, en hoe kan ons dit teenwerk in ons gedagtes? Ek dink om eerlik te wees met jouself, ek dink dit is seker die moeilikste, en ons gaan later in die les gaan ons dit sien, dat die enigste manier hoe ons waarlik eerlikheid kan hê, is na Christus kyk. Nou sê die Heilige Gees in ons dit openbaar. En ek dink, as ons besef, alles is net genade. Ons is nie anders as enigiemand anders op aarde nie, in die sin van ons is sondige mense. En dit is net in die Here se genade dat hy vir ons dinge openbaar het en vir ons 'n kans gegee het om weer te kies. En te kies. En ja, dit is ons keuse om te kies, maar dit is die Here se genade dat ons dit kan doen. En ons kan nie onsself opmeet teen ander nie. As ek myself opmeet teen jou, dan is daar dalk hier en daar ietsie wat ek beter as jy is. Net bietjie, dit is orals. Maar as ons onsself opmeet teen Christus, wat sy standaard is, dan val almal kort. Dit is so. So dit is een van die dinge wat ek gedink het, waar ons onsself kan hoogmoed teenwerk. Nou deel daarvan is om op die regte, ek wil sê op die plek te kom as volgelinge van Christus, is om onsself te ken. Sal jy nie so sê nie? Wel, dit is wat jy eintlik nou gesê het, om eerlik met jouself te wees, is deel van om jouself te ken. Ek die vraag wat ek vra. As jy self moet plaas op 'n skaal van 1 tot 10, waar 1 jy totaal en afhanklik is van God,
En 10 dat hy ek kan dit self hanteer. Waar sou jy self sit? En ek praat nie net van luister even. Dis nie net van nou op hierdie oomblik. Ek praat vir die algemeen, soos in deur die dag, soos in wees nou eerlik, né? Ja. Soos in is jy die persoon wat gaan ja, ek sal dit uitfigure of is jy die persoon wat soos in ek is afhanklik van hierdie, so ek vra vir hulp, ek bid. Dit is wat ek aan dink is A.W. Tozer het een keer gesê in die tyd van die Handelinge van Apostels daar waar die Christelike kerk begin het. 95% van wat hulle gedoen het, sou tot stilstand gekom het as die Heilige Gees nie deel van die werk was nie. So. En 5% sou dalk aangegaan het. Vandag kan ons dalk dit andersom. Is dit dalk 5% wat tot stilstand sal kom en 95% van die kerk gaan net aangaan, soos wat tevore, as ons die Heilige Gees nie het nie. En in hierdie selfde vraag, basies. Ja. So vir my is dit net, maar jy het my nou nog nie geantwoord nie. Jy het my nou 'n voorbeeld gegee. Jy het nou hierdie antwoord. Ek sal vanaand daaroor gaan dink. Okay, ek kan vir jou nommer gee. En ek gaan nou eerlik wees, né? Ek dink ek is so by 8, 9. True. En dit is nou ek praat vir die algemeen. My persoonlikheid is om iets uit te figure en dit te gedoen te kry, né? En om die antwoord te soek. En baie keer moet ek tot die besef kom, soos in, hey, jy het nie gebid oor hierdie punt nie. Gaan bid daaroor. Maak nie saak al doen dit op die regte manier nie. Maak nie saak, dis nie die punt nie. Die punt is ons moet alles na die Here toe vat. En ek besef dit al hoe meer, dat bid net. Vat daai tydjie en maak dit seker, is dit reg met die Here? Of maak dit, soos in, baie keer, dan sukkel ek vir ure met 'n ding. En ek het nooit met die Here gepraat daaroor nie. Ek het nooit gebid daaroor nie. Verstaan jy, soos in, dan besef jy net van, dit was nie nodig nie. Ek dink daar's twee teenoorgestelde pole wanneer dit kom by sulke tipe goeders. Aan die een kant probeer jy alles self uitfigure en jy bid. Aan die ander kant bid jy, maar jy probeer jy dit self uitfigure nie. In die terme van, soos in, die Here het ons 'n brein gegee om te gebruik. En ons moet dit gebruik. Ja. Maar ons moet sy invulling van die Heilige Gees vra om ons te help en hy sal vir ons die regte gedagtes gee. Ja. So die twee werk saam. God wil saam met ons werk. Ons kan dit nie sonder hom doen nie. Maar ek dink ook byvoorbeeld, ek het letterlik dit nou so 'n rukkie terug gesien. Met ons dogtertjie. En sy was besig om iets te doen en sy het gesukkel en sy het gesukkel. En ek kan sien hoe frustreerd word sy want sy kry dit nie reg nie. En ek vra toe vir haar, Cordelia, kan ek vir jou wys om dit te doen? En sy sê nee, né? Sy wil dit self. Nou sit sy soos, my jene, hier kom my gene nou uit, né? En dan sit ek en kyk vir haar en ek voel asof my hande afgekap is want ek wil haar help. Ek wil net vir haar ek wil nie dit vir haar doen nie. Ek wil net vir haar wys hoe sy dit kan. Sy weet nou om dit te doen. Of verduidelik selfs, ja. Ja. Is dit wat God baie keer vir ons wil? Soos in, hy wag daar. Soos in, Richard, hy wil vir jou wys. En ek sê, nee, jy hoor wat ek sê, soos, Ek wil self het uit. en dis die prentjie wat ek kry van, en dis hoekom ek dink, kinders is goeie karakterbou. Kom ons blaai gou na Lukas 18, vers 9 tot 14. En dit sê die volgende, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou het, dat hulle regverdig is, en die ander verag het, hierdie gelykenis vertel. 2 mense na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 maal in die week. Ek gee 10% van alles wat ek verdien. Maar die tollenaar het ver weg gaan staan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en elkeen wat homself verneder, sal verhoog word. Nou Jesus vertel hierdie gelykenis spesifiek vir mense wat op hulle self vertrou. Wat hulle is regverdig uit hulle self uit, en hulle verag ander mense. So in die eerste een, die fariseërs, hy staan by homself, hy is afgesonder, hy is eenkant,
En sy gebed is soos 'n monoloog met homself. Want hy praat, dis 'n gesprek met God nie. Ja. Dis amper asof hy, en baie keer kan dit ook wees, dat hy, as hy hardop bid, is dit soos in dat ander mense kan hoor hoe wonderlik hy is. En die prentjie wat ook by my opkom is, wanneer ons getuienisse gee, partykeer, en ek mag miskien op gevaarlike grond wees, maar partykeer moet ons stil bly. En eerder niks sê nie. As die getuienis wat ek wil deel met ander, my verhoog, in plaas van God. En, so kom ons wees baie eerlik met onsself. So gaan hy nou net daar los. En dan die volgende gedeelte, die fariseer gaan aan, en hy vergelyk hom met ander. En, dit is eintlik skrikwekkend as hy deur alles gaan, en al die goeie dinge wat hy doen. Die tollenaar kom, en al wat hy mee begin, is sy onwaardigheid. En hy wil nie eers opkyk nie, want hy voel skaam oor wat hy gedoen het. Oor sy toestand. Wat vir my sê is, hy besef sy toestand. En so, hierso sien ons, ons sien twee sondaars. En die een besef sy toestand, die ander een doen nie. Die een kom voor God as 'n sondaar, die ander een dink hy is nie regtig 'n sondaar nie. So Dis Laodicea. ja, Weereens die twee. so ons sien die fariseer se godsdiens is selfgesentreerd en dit draai om wat hy doen en nie op wat God gedoen het nie. Die tollenaar se krag is in sy eerlikheid. Want hy stel homself voor God, soos wat ons baie keer ook sien in Dawid, in die psalms, waar hy absoluut eerlik is voor God. En ons sien dit selfs waar hy die vreeslikste sonde wat hy gedoen het, en dan na die tyd dat hy tot bekering kom, van hy kom tot 'n besef, sy toestand. En dit is wat krities is. En dit is wat hom na in God se hart maak. Ja, dis hoekom die Bybel sê dat hy was 'n God na God se man na God se hart. En in 1 Johannes 1 vers 9 sien ons hierdie belofte wat God vir ons gee, dat as ons kom na hom op die regte manier in gebed, en ons sien dit in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy, God, is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dis 'n woordjie regverdig is nogal, is dit regverdig om iemand wat dit nie verdien nie te vergewe? En ja, hoekom? Want die prys is betaal. Maar hier is die ding. Dit is wat God vir ons wil doen. Nee? So ek gaan nou terugkom na wat ons vroeër oor gepraat het, toe ons gepraat het oor liefde vir jouself. En dit wat die wêreld daar stel, en dit wat ons in moet glo. Dan sien ons baie sterk, waar daar amper die wêreld en die mense in die wêreld vandag het 'n identiteitskrisis. Hulle weet nie wie hulle self is nie. Ons kyk so na al hierdie influencers op sosiale media. Ons kyk na films, ons kyk na sportsterre en wat dit ook al mag wees. En ons kyk soos wat die Bybel sê, deur ons skouer word ons verander. So ons fokus en ons tyd wat ons spandeer is so op al hierdie verskillende mense. En dis waar my strewe na is dat die uniekheid, die een wat God my geskep het om te wees, is ek nie regtig meer nie. Ja. Ek het dit verloor. En die wêreld kom en sê dat die oplossing daarvoor is om dieper in jouself te kyk. So dit is eintlik Waar teenoorgestelde. God kom en sê dat ons moet na hom kyk. En so die oplossing is nie in onsself nie. Ons sien die fariseer se probleem is Te self. veel self. En dit wat God vir ons wil doen, daai herskeppingsproses wat God vir ons wil in ons wil doen en wat plaasvind in ons, is deel daarvan dat ons onsself moet vind. Maar ons kan nie onsself vind in onsself nie. Die een wat ons gemaak het, Skep het. kan vir ons wys wie ons moet wees. 1 Petrus 5 vers 5. Want God weerstaan nie hoogmoedig is, maar aan die nederig is,
gee hy genade. Soos ons sien met die tollenaar. Spreuke 16 vers 18. Trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed voor die val. En op Psalm 51 vers 19. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Dan is hier 'n aanhaling uit gelykenis van Christus, wat sê, op slegs een manier verkry mens insig in die presiese aard van die eie ek, deur Christus te aanskou. Dis juis ons onkunde oor Jesus wat die mens so vreeslik eie geregtig maak. So wat is die oplossing? Eintlik, ons kan die les net hierso stop, né? Want dis die oplossing vir alles. Ja. Is ons onkunde oor Jesus, dis wat al ons probleme veroorsaak. Ons moet Jesus soek. Ons moet meer met hom praat. Hoekom spandeer ons nie meer tyd nie? En ek weet ons almal leef in, selfs afgetrede mense, wat ek die afgelope tyd mee praat, as ek soos, wanneer jy dink mense het afgetree is, dan, hulle is mos nie meer besig nie, hulle is deeldag niks doen nie. Nee, almal is besig. Ja. Ons leef in so 'n vreeslike tyd van die wêreldse geskiedenis, waar ons almal so besig, en ek dink dit is deel van die duiwel se plan, om ons so besig te hou met alles, goeie goed, alles onder die son, sodat ons nie tyd het vir ons Skepper nie. En dit is ook om ons dit deel van ons dag moet maak, of deel van ons leefstyl, om te bid. Ja. Ja. En ek dink dat ons moet kyk, ons moet eerlik wees, hoe bid ons? Ons moet ophou om onsself te vergelyk met ander mense, so wat jy vroeër gesê het, en eerder onsself te vergelyk met Christus. En dan wanneer ons bid, die belofte wat in Johannes 1 vers 9 is, ons moet spesifiek wees. Ons moet nie sê, ja, Here vergeef my sondes, en dan gaan ek aan my gebed nie. Nee, jy moet weet waarvoor jy Jammer sê. vergifnis nodig het. En as jy nie bewus, as jy nie kan dink aan spesifieke sonde, bid en vra dat die Heilige Gees, en jy sal openbaar wat jou sondes is. Dit sal by jou opkom, dat jy daarvoor om vergifnis kan vra. Ja, en as ons kyk na Moses, hy was 'n baie nederige dienskneg. En patriarge en profete sê, as geskiedskrywer, digter, filosoof, wetmaker en aanvoerder van die hele Egiptiese weermag, die leer, het Moses geen gelyke gehad nie. Tjoe. Hy was die beste. Die wêreld het inderdaad aan sy voete gelê. Hy was in lyn vir Farao wees. Tog beskik hy uiteindelik oor die nodige inbors om die hoogs aantreklike vooruitsigte van roem, rykdom en grootsheid van die hand te wys. Nee, hy kies toe eerder om saam met die volk van God te ly, as om die vlietige vreugdes van sonde te smaak. En hoe kon hy dit regkry? Hoe kon hy keuse maak? En die Bybel gee ons die antwoord. In Hebreërs 11 lees dit, deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. En hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank, net 'n tyd lank, die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Vers 25 sê vir ons, hy het gekies die tyd lank of die ewige. So die tydelike teenoor die ewige. As ons die ewige voor oë hou, kan ons soos Moses beter opsie kies. Tjoe. Kortsigtigheid in terme van die ewigheid is wat ons baie keer die verkeerde keuses laat maak. Ons dink aan gesondheid. Gaan ek die donut eet of gaan ek die limon eet? Dis alweer hier by die donut. Jy het iets in donuts. Kyk, as jy goed die halve jare. Maar die punt is, ons kan kies, is dit iets wat my gesondheid langtermyn gaan bou, of gaan dit vir my nou skade doen, langtermyn? So dit gaan oor die tydelike, Of is dit nou net, ja, tydelik en ewig. So dit is teenoor wat kan ek nou, instant gratification. of wat is die langtermynplan? Ja. En ek dink dis dieselfde byvoorbeeld ek het nou 'n dag met Dr. Fikker gesels. En ek dink dit was een van ons opnames waar
dit letterlik gegaan het oor mense wat so, jy weet, gescam word. Jy weet, hierdie scammers wat bel of e-posse stuur of SMS'e, wat ook al mense. En waarop die manier hoe hulle mense scam, is vinnige manier om geld te kry. Nie geduld aan die hand te lê nie. Ja, want dit is nie van hierdie, want oor die algemeen is soos om ryk te word of om geld te kry, wat ook al dit mag wees. Dit is 'n proses, waarin jy moet hard werk, jy moet waarde voorsien vir mense, wat ook al dit mag wees, dit is 'n proses. Maar mense val vir dit, omdat, ek kan vinnig 'n geldjie hier kry, wat ook al dit, Die brein niks goeds kom vinnig nie. Ja. Verstaan jy, so dit vat tyd, en dieselfde met karakterbou, dit vat tyd, maar omdat dit gebeur, moet ek hierdie spesifieke pad kies. Wat laat my dink is, selfs as jy so 'n nuwe roetine of 'n nuwe skedule of oefening of wat ook al nie probeer doen. Jy verwag week 4 se resultate na week 1. Ja. En dan raak jy mismoedig en dan gee jy op. Yep. En dan sit soos dit werk nie. Waar mens eintlik net moet vasbyt hierdie langtermynprojek. Dis dieselfde met jou kinders. As jy sukkel met jou kinders om hulle in 'n struktuur of in 'n skedule of wat ook al mag wees. Dis soos jy kan nie net vir 'n dag of 2 probeer of selfs 'n week probeer nie. Probeer dit vir 2 weke. En na 2 weke as jy dit regtig nou, jy weet ek sê, sien dit werk nie. dan probeer iets anders te. Ja. Maar baie keer probeer dit vir 'n paar dae en jy so mismoedig na 'n dag of 2. Want dit dit is is nie- dis dit is- moeilik. Jy weet wat ek sê? Druk nie deur. Want dit sal die moeite werd wees. En dit is so met amper enige iets in die lewe. En terug na Moses, dis nie te sê dat hy nie foute gemaak het nie. Maar hy het vir 40 jaar 'n heropvoeding en herposisionering in die woestyn deurgegaan. En dit het hom gehelp op beter perspektief kry. En as ons langtermyn dink en die groter prentjie in gedagte hou, verloor sonde en hoogmoed sy hou vas. Want geregtigheid dra 'n groter beloning. En is my interessant, was dit 'n mors van tyd vir Moses om vir 40 jaar na skape te kyk? Was dit? Nee. Ons dink soms 'n seisoen in ons lewe het geen waarde nie. Of jy kan dink, soos in Moses se tyd, hoe oud was hy toe hy gevlug het? 40. En Nog 40 jaar. nog 40 jaar beteken soos in, hy is op die einde van sy lewe. Ja, hy is nou amper aftree. Verstaan jy soos in, Niks. hy is nou op 'n punt wat soos in einde van sy lewe, en wat gebeur? Hy sien iets, en hy sê, hoe is dit moontlik? En hy loop nader, en hier praat God met hom. Ja. Trek jy skoene uit, en hier is 'n missie vir jou. Maar jy weet, En Moses sê, maar soos in, ek kan nie praat nie. Ek kan nie hierdie doen nie. maar jy moet nou teruggaan, hè? Toe hy vlug, hoekom het hy gevlug? Want hy het iets gedoen in sy eie krag, Ja. van die Here se leiding gevolg. Ja. So, hy het toe al geweet dat die Here vir hom 'n werk het om te doen. Hy het gedink, na 40 jaar, dis nou te laat. Hy kan nie teruggaan om te doen wat hy gesê het, dat God gesê het hy moet doen nie. Ja. Die Maar die ding Here- is, in hierdie storie is soveel lesse wat ons kan leer. Ja, Moses se Maar ons kan ure hierop spandeer, ons kan moet nie dit nie- doen nie. Maar iets wat ek wel wil noem is ek stem saam met jou, dat die 40 jaar lang tydperk, is nie noodwendig 'n mors van tyd gewees nie. Maar, en hier kom die groot maar, is dit nodig. is dit nodig? Hoe Dat kon dit vir my geword het, eintlik is die vraag. verstaan jy, so wat jy sê, in die begin, hy het dinge in sy eie hande geneem, miskien was dit nie eers nodig. God kon die volk Dadelik, ja. 10 teen 1, 40 jaar vroeër Ja. uit Egipte uitgevat het. Sou Jesus al vroeër dalk vir ons ook al gekom het? Ek weet nie. Kon dit moontlik gewees het? Maar die punt wat ek net wil maak is dat baie keer is ons die oorsaak hoekom dit langer vat vir ons net om reg te kom en dat die Here ons kan gebruik vir 'n werk. So, kom ons maak seker ons staan net in ons eie pad en in God se pad vir die werk wat hy vir ons wil hê, nie? Maar klaar oor wanneer seisoen. ons deur hierdie proses gaan, moet ons dit doen met die regte gesindheid. En nog 'n les wat ek soos wat ek genoem het, is dat ek moet nooit op 'n punt kom waar soos in, ek is nou op 'n punt waar God kan nie my meer gebruik nie. Dis baie keer die punt wanneer God ons dan wel kan gebruik. Ja, So, want jy dink, want dan lê jy, steen jy op hom. Nummer 12 vers 3. Maar die man Moses was baie sagmoedig. Meer as al die mense op die aardbodem. Ek bedoel, soos dan Wie the meekest man on earth. ja, maar wie As- het nummer geskryf?
Moses. Dit is 'n bietjie tongeretjies. Sjoe. So, ek het altyd gewonder as ek dit gelees het. Weet jy nog nooit nie? Want dit is my baie snaaks, want die ding is ek het dit altyd gelees en dit is die eerste 5 boeke van die Bybel is deur Moses geskryf. En dan wil ek dink dat dit geïnspireerde woorde is. Ja. Dat dit nie hy is wat kom en sê, ek is so, maar dat God daardie geskryf het op die uitwerking van die proses. Hy was nie so gewees van die begin af nie. So die prentjie wat jy kry is nie van Jesus Moses, die sagmoedigste persoon, en hy was so van die begin af nie. Nee, al sy foute en al sy dinge word geskryf. Ook. Een na die ander, en dan kom dit by hierdie uit. Dit laat my dieselfde dink aan Dawid, waar God op die einde kom. God sê nie van Dawid, is 'n man in my hart, hier in die begin, waar alles wonderlik en mooi is, en nee, God sê dit na hy al die vreeslike sonde gedoen het. Soos in, jy hoor wat ek sê, dieselfde hierso, die sagmoedigheid is van na al hierdie hele proses, waar God het hierdie hele pad geloop, en nou kom dit op 'n punt uit, en nou kan dit gesê word. Hoe sou dinge dalk anders afgespeel het, as hoogmoed in sy karakter ingewortel was? Moses in. En miskien hy toegelaat het dat daar gebly het. God kon sou miskien iemand anders te moes gekry het om die volk uit te lei uit Egipte uit. En as ons vandag sou sterf, wat sou op jou begrafnis of jou begrafnisboekie, Of op die grafsteen geskryf word. ja, die grafsteen of jou herdenkingsmemoirs, hoe sou mense jou beskryf? Maar net dat was daai storie van die man wat 'n toekenning gekry het vir sy sagmoedigheid, of hoe gaan dit? Ja, so daar was 'n persoon wat hy het gaan soek vir die persoon wat die sagmoedigste is. En die nederigste. Ek dink is die nederigste. Nederig, ja. En hy het van dorp gegaan en almal het gesê nee, hierdie persoon, hy is daar, en dan gaan hy so aan en uiteindelik kom in die dorp en hy vra vir mense, nee, hy bly daar, en uiteindelik kom hy by die persoon en hy klop aan die deur, die man maak oop en hy sê, ek het gehoor dat jy is die nederigste man ooit. En hier is 'n medalje vir jou. En die volgende dag moes hy die medalje terugvat, want die persoon het dit gedra. En dit kom nou daarop neer is dat As jy jouself begin toeg jy as 'n nederige persoon, of toeg jy as enige goeie eienskap aan jouself eien op 'n manier. dis daai selfverhoging eintlik. Ja, dis eintlik wat neerkom, ja. Nou wat is die grootste oortreding? Sjoe, ons het nou Ons het 'n paar dinge gekyk, né? maar hoogmoed is nou natuurlik ons onderwerp. Ja. Lukas 22 vers 24 en 27 sê vir ons, en daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die grootste geag moet word. Dis nou die disippels, né? En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag oor hulle voer, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie die leier is, soos een wat dien. Want wie is groter, die een wat aansit, of die een wat bedien? Is dit nie die een wat aansit nie, maar ek is onder julle, soos een wat dien. Sjoe, Wat sê Jesus hierso vir hulle? hy gee die voorbeeld. Wie is in hierdie hele groep mense wat daar was, wie is die grootste? Natuurlik, die Skepper, God, die Christus. Messias. En wat sê hy? Ek is die een wat onder julle wat dien. Wat het Jesus gedoen? Hy het hulle voete gewas. Ja. Kom ons blaai na Filippense 2 vers 3 tot 8. Kan jy dit vir ons lees asseblief? Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien, maar elkeen ook na die belange van ander. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Wat se prentjie kry ons hier van God? Wat kry ons, die prentjie wat ons kry van die een Wat is, ja, wat alles geskep het, die heelal. Nou, as ons kyk na die disippels en wat hulle gedoen het, dis eintlik
dis eintlik vreeslik. Want die tyd wanneer hulle dit gedoen het, is net voor die kruisiging. Ja. Dit is in Jesus se moeilikste tyd wat hy deurgegaan het. En hier is die mense wat hom eintlik moes ondersteun het deur hierdie tyd. En hulle is besig om te beklei oor wie is die grootste, wie is die belangrikste. Terwyl hy op die nederigste missie Ja, punt is. ja. Ja. So, en, Dit wys hoe diep hoogmoed in die menslike hart gewortel is. Dit wys hoe diep die sondige natuur deel van die mens geword het. Nou Jesus se antwoord is nogals baie direk. In sy koninkryk werk alles andersom. as die wêreld. Dit is nie soos die wêreld nie. Die grootste is die dienaar. Die leier is die een wat dien. Ons het dit nou genoem, né? En Jesus is die grootste bewys daarvan. Ek is onder die hele soos die een wat dien. Nou in Filippense sien ons Jesus. Ons sien God. Hy is God. Hy was in die hemel, verhewe, maar hy kom af na aarde toe. Hy het nie roof geag om daar te bly nie. Hy kon gesê, okay, kom ons maak 'n ander plan. Of kom ons vernietig net hierdie klomp. Jy hoor wat ek sê, daar was ander dinge wat God kon gedoen het. En tegnies gesproke was God geregverdig om te doen. Ja. Dis nie van God se wreed gewees om dit te doen nie. Dit is vir my altyd interessant. En dit is nou die wêreld se perspektief. Is waar die wêreld kom en hulle lees die Bybel. Veral die Ou Testament. Die Ou Testament dan sê, God is so wreed. En God is... Hoe is God wreed? Ons is die een wat... Ons verdien die dood. Ons verstaan. Ja. Die loon van die son is die dood. En God... in 'n natuurlike geval. God maak nie dood nie. Okay, ja. Hy het lewe gegee en hy neem net lewe terug, want ons verdien nie met die lewe wat hy vir ons gegee het nie. So, daai, ja, in elk Soos geval... 'n bal in die lug te gooi en te sê, God is baie wreed dat die bal moet val. Ja. Dit is gravity, it's die natuurlike resultaat van... Precies. En maar ons sien hierdie, ons het dit nou gesien, met Lucifer en Jesus. Ons sien hierdie teenstryd. Hierdie twee poele. Teenoorgesteldes. En ons sien dit in die disippels, en hoe hulle opgetree het, en ons sien dit in Jesus en hoe hulle opgetree het. Presies dieselfde wat in Jesaja 14, waar ons gesien hoe Lucifer opgetree het, en hoe Jesus opgetree het. Sure. Weer 'n gelykenis van Christus, bladsy 154, sê dit, niks is so aanstootlik vir God of so gevaarlik vir die mens, sy ewige lot, as trotsheid en selfgenoegsaamheid nie. Van alle sondes is dit die mees onherstelbare, die mees ongeneeslike soort. En dit is gewoonlik ook dit wat mense nie raak sien nie, juis omdat mense dit nie raak sien nie, is dit ongeneeslik in daai sin. Ja. Maar ook wat die mense die minste grief. Ons sien dit nie as sonde, as iemand trots is dat hulle iets goed doen, of wat ook al nie. Ons sien dit nie raak as die verskriklike ding wat dit is nie. Nou, soos ek sê, daar is die positiewe kant van trots, wat ons vroeër gesê het, so ons moet nie ander mense oordeel en sê, soos ons sien, byvoorbeeld, ek het nou die dag iemand gesien wat iets ongeloofliks reg gekry het en gedoen het, en die persoon was so opgewonde dat hulle gedoen het. Persoon is soos ek kan nie dit sien, maar ek dink dit nog meer gedeel. Die persoon was geweldig siek gewees, en hulle moes eintlik dood gewees het teen die ouderdom van 10, en ek dink hy is nou 25 of 26 of iets, en hy het iets ongeloofliks bereik, en hy is trots op, dat hy dit kon reggekry het. Ja, maar hy moes dit nie reggekry het nie. Ja. Jy hoor wat ek sê? Die genade nou, dat ek sê nie, ek ken nie sy hart nie, maar my punt is net, ons moet nie dit alles sien as nou verkeerd en sonde en ander mense oordeel nie. Dis nie die punt van wat ons hier wil oordra nie. Die punt wat ons wil oordra is, ons moet ons self ons eie harte ondersoek. En so wat ek vroeër ook genoem het, wanneer ek getuig, wanneer ek stories deel, wanneer ek dit doen, wat ook al dit mag wees, is die fokus op myself? Of is dit om God te verheerlik, om die Vader te verheerlik? Want dit is ook om ons goeie werke het. Nie om onsself te verheerlik nie. Nou, om terug te kom na hierdie aanhaling wat ons nou gelees het, is die opskrif van hierdie gedeelte van die studie is die grootste oortreding. En dit is die gevaarlikste oortreding. Hoogmoed is die gevaarlikste om my trotsheid in ons hart te hê, dat ons fokus so op onsself dat ons nie kan raak sien, ons is blind. Dat ons Christus nodig het.
vir ons toestand. Want as ons nie dink dat of besef dat ons Christus nodig het nie, Ja. kan hy ons nie help nie. En is die probleem met Laodicea gehad het, wat ons sien in Openbaring 3. Ja. Ons het so baie dinge om nog te sê, en die tydjie hardloop uit. Hoekom vermy ons selfondersoek? Ek dink, ek het vir jou 'n vraag gevra in 'n vorige studie. Het daar iemand al ooit na jou toe gekom en vir jou iets uitgewys, en dan is jy nie so baie gelukkig daaroor nie, en dan eers later besef, maar dis eintlik waar gewees. Ek dink dis dieselfde rede, is dat wanneer ons selfrefleksie doen, en selfondersoek doen, en waarlik besef die toestand wat ons is, dis nie 'n lekker gevoel nie. En as mens, probeer ons altyd enige ongemak te vermy. Ek bedoel, kyk dit as ons kinders iets doen wat nie reg is nie, moet jy kan dit nie net los nie, want dan word dit deel van hulle. So mens moet dit aanspreek, maar dit is nie 'n lekker proses om aangespreek te word nie. Ja. En wanneer ons selfondersoek doen, moet ons onthou dat dit eintlik die Here is wat ons aanspreek as ons hom toelaat, die Heilige Gees wat in ons praat, met ons praat, en dat ons dan besef dat dit is vir ons beswil. Dis 'n kind leer om te vertrou dat dit vir hulle beswil is, om te leer, Ja. om beter keuses te maak, om te doen wat reg is, omdat dit reg is. En as ouers, dink ek, ons het 'n baie groot voorreg, om so 'n klein stukkie van God se hart te sien, hoe hy met ons probeer werk. Want waarom werk ons met ons kinders so? Omdat ons vir hulle lief het. Ons wil nie hulle moet sukkel met ietsie wat hulle eintlik skade gaan lei nie, en die Here doen presies dieselfde met ons, Ja. omdat hy ons lief het. So ja, ons... Ek wil net terugkom na die punt toe, wat jy die vraag die gevra het. Daar's 'n teksvers wat sê, gaan in die muur, jou leihart. En wat interessant is, ek dink die Engels sê, go to the ant, you slug it, né? Ja. En as jy gaan kyk na die oorspronklike woord, die betekenis van daai woord is iemand wat pyn vermy. So nie om lui te wees nie. Dis deel daarvan, maar leiheid is deel. Maar die ding is, dit is iemand wat pyn vermy, iemand wat, en dis soos wat, die punt wat ek wil uitmaak, of uitbring, is, die mens oor die algemeen wil gemaklik wees. Nou dis nie verkeerd, dis nie verkeerd om gemaklik te wees nie. Ek het 'n lazy boy, hou van om hom te gaan sit. So dis nie verkeerd, maar die punt is net, dat ons hou daarvan, as mens, ons wil nie ongemaklik wees nie. Ons wil nie onnodig pyn deurgaan, en of iets wat moeilik is nie. Ja, verstaan jy, soos en dit is waarop dit neerkom, is dat wanneer ek my toestand sien, dis nie lekker nie. Wanneer iemand met my iets sê, wat ek besef, hoorie, maar ek is nie verkeerd, dis nie 'n lekker gevoel nie. En dan probeer ek dit te vermy, dis amper soos, la. Dis wat ons doen, né? Ons doen dit met mense wat miskien met ons praat, ons doen dit met die Heilige Gees, ons doen dit met God, ons doen dit met die Bybel. Ek lees, en dan sien ek 'n teksvers wat ek weet, lees oor hom, gaan aan. Jy hoor wat ek sê? Kom ons wees eerlik. Kom ons wees eerlik teenoor God, kom ons wees spesifiek, en sodat ons nie na 'n slaggat van die grootste oortreding hoef te val nie. Ja. Here kan ons help. En die belangrikste van alles is om Christus te aanskou. Ja, as ons sy voorbeeld volg, en ek dink ons het nou hierdie gedeelte 'n paar keer gelees, Filippense 2, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Ja. Dis die gesindheid wat in ons moet wees. Nou deur hierdie hele les, wat ons nou deurgegaan het, sien ons 'n baie sentrale punt, en is die natuurlike neiging tot selfverheffing. Ons sien dit in die Fariseërs, en die manier hoe hulle opgetree het, die verheffing van self. Ons sien in die tollenaar, wat homself verneder het. Ons sien die disippels, wat gestry het, oor wie die grootste is. En Jesus, wat sy disippels se voete was. En gewilliglik na die kruis toe gaan vir ons. Lucifer, die beginpunt van sonde,
wou God se mag gehad het, sonder sy goedheid, sy genade, sy liefde, sy geregtigheid. As Satan God se goedheid hom werklik gesien het, raak gesien het, God se goedheid werklik gesien het, soos wat dit is, sou hy besef het, dat dit wat hy nastreef, hom nie toekom nie. Of toegekom het nie. Want die fokuspunt Was op homself. is op homself. Die belangrikste punt, wat ons vandag moet onthou uit hierdie studie, kom ons, wat ons fokuspunt weg van onsself, weg van ander mense, weg van die wêreld, kom ons plaas dit waar dit moet wees, en dis op ons Skepper. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons herinner dat ons op U moet fokus. Sal U ons asseblief hierdie week help om U te soek, maak ons oë oop dat ons U kan sien. En Hemelse Vader, ons sê dankie dat U vir ons die waarskuwing gee, soos wat U van Nebukadneser gewaarsku het. Laodicea se boodskap is vir ons. En mag ons U raak sien vir wie U is, en in daardie lig onsself raak sien, dat ons onsself aan U kan vertrou. Te vertrou volledig, want ons vertrou U en ons is lief vir U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.